plaasvlak aan. So wat ek gaan doen is, ek gaan 'n bietjie vergelyk, hoe vergelyk ons boerderye op 'n internasionale vlak. Dan gaan ek net so vinnig kortliks vir julle die insetkostes gee vir die komende seisoen en net so 'n bietjie oor die organisasie praat waaroor vandag nou eintlik gaan. Ek dink ons dink baie keer ons sit op 'n eiland. En dis net ons Suid-Afrikaanse boere wat hier werk en gaan nie in die wêreld so iets anders te nie. Ons het die voorreg gehad om so 'n maand terug bietjie met internasionale mense te kontak te kon hê. Daar's 20 verskillende lande wat deelneem. En dis interessant as mense na hulle luister en mense gaan lees alles wat hulle skryf, is hulle situasies en dit waaroor ons praat baie dieselfde. So ons is nie regtig uniek in die situasie waar ons sit nie. In terme van ons Amerikaanse inligting, ek wil net gou vir julle verduidelik hoe dit werk. Hierdie ZA is die Suid-Afrikaanse plase. So wat ons doen is ons stuur 'n tipiese plaas vir hulle in en dan vergelyk dit met ons vir van die ander internasionale lande. So hier word ons dan net met Amerika vergelyk. As ons gaan kyk hierdie donkerblou waar heel onderste ene is die produksiekostes van die verskillende lande en dit hardloop nou oor 3 jaar van 2009 tot 2011 wat hulle dit daar wys. Hierdie ligte blou gedeelte daar is die depresiasiekoste en dan heel boonste enetjie is die geleentheidskoste wat hulle insit en dan daai kolletjies daar heel bo is die marges. Nou julle sal sien by die Amerikaanse is daar so 'n driehoekie onder, beteken maar net dit is die subsidie wat hulle bykry wat maak dat hulle pryse bietjie gestimuleer word. Maar ek dink as ons daarna kyk in terme van ons kostes en goed, mens kan dit nie net so met die voet gaan vergelyk nie. Daar's baie goed wat faktore speel waar om die vergelykings te gaan doen. Maar ek glo tog in terme van ons produktiwiteit en goed is ons redelik in lyn met wat in die Amerikaanse mark en ook ander boere gebeur. In terme net van ons opbrengste, daar's weer hierdie plaas hierso is in die Noordwes omgewing. Kan julle net sien ons opbrengste is baie laer as wat die Amerikaners is. Hulle trek hierso by 10-11 ton, ons trek hierso by 4-4,5 ton. Daai is besproeiingsgronde, maar ek dink in terme daarvan is ons opbrengste gewys baie laag. En een van die redes kom ook dan in terme van die kunsmis, dat Amerika het baie meer kunsmis in goed en dat hulle prys op hulle produkte is baie laer as wat ons is. Daar kom die vervoerdifferensiaal, die wisselkoers en al daai goeie speel dan weer 'n rol terug na ons toe. In terme van ons produksiesisteme en goed, hulle is baie gespoe op bewaringsbewerking en goed daar, waar ons plaas hierso baie meer konvensioneel is, maar in terme van ons gebruik van ons mekanisasie, hulpmiddels in terme van kilowatt per hektaar, dink ek vergelyk ons redelik goed met wat die Amerikaanse boerderye ook vergelyk. Dan in terme van die veekant, om net 'n bietjie die veekant ook in te bring, as ons daarna gaan kyk, hierdie heel laaste plaas, hierso is die Suid-Afrikaanse plaas. Ek dink hy is, as ek dit nie mis het nie, hier na die Vryburgse omgewing toe, wat hy staan. En julle kan nou sien in terme van ons winsgewendheid is ons nou nie van die plekke wat beter doen met ons vee nie, maar ook weer 'n keer, hulle word ook maar geslaan met dieselfde tipe goed as wat hier ons geslaan word op die huidige oomblik in ons veemark. In terme van dit het tuis ek nou van die droogte en goed gepraat ook, maar hulle sit ook, ons moes 'n klomp diere en goed gaan verkoop het nou, om vir die droogte te kompenseer in Amerika, presies dieselfde storie, en hulle sê ook, hulle gaan 'n redelike rukkie vat voor hulle weer gaan herstel, en weer op die volle kapasiteit wees daarmee. So ek dink regtig as ons gaan goed gaan kyk, is ons nie uniek nie. En ek kan nou baie lank uitwy daaroor, maar dan gaan in die volgende scenario wat in Augustus maand uitkom, is daar 2 volledige artikels wat rondom die saaibedryf en die veebedryf gaan, wat ek dink julle kan lees en julle 'n goeie perspektief sal kry wat gaan aan. Net in terme ook van die vee, dit waaroor hulle praat, is dieselfde goed as waaroor ons praat. Moet ons nie ons kalfverhoudings gaan verhoog nie, moet ons nie meer kalvers per koei kry nie. By die een kongres het die een ou gevra, maar hoe is dit dat ons tweelinge by skape kry, maar ons kry dit nie by die beeste nie. So dis daar tipe uitdagings en goed waarna ons gaan kyk op die veemark, wat ons dan gaan verbeter. Van Australië af het daar 'n ou gepraat wat ons 'n bietjie vertel het oor
hulle Suid-Afrika as Australië se vleismark omgedraai. En ek het gesê daar's 'n paar goed wat ons moet gaan kyk en ek dink dit is al 'n bietjie aangespreek vanoggend ook is en ons moet eers plek gaan kyk wat doen ons by die huis? Doen dit wat ons doen ons dit reg? Kan ons genaspeer word en gaan ons verbruikers voedselveiligheid en al daai goeders kyk. So dis goed wat op die oomblik op die tafel lê en waarna ons moet gaan kyk. Ons moet ons markte gaan soek en ons moet weet wat ons gebruiker wil hê. En ek gaan nou nie hierdie ding in detail deurgaan nie, maar wat hulle net gedoen het, is hulle het gegaan en gaan kyk vir elke plek waarheen hulle goed uitvoer, wat is daai plek se behoefte? En hulle het daai spesifieke behoefte wat daai ou gehad het, gaan uitvoer. So is dit nie dalk ons uitdaging dat ons meer in diepte in ons mark begin inklim en begin kyk, moet ons nie meer gefokus raak en die regte produk aan ons verbruiker gee op die einde van die dag nie. En dan het hulle net gesê, kry die regte mark, kry die regte mark toegang. En ek dink daar kan ek weer gesien Wes intree wat met Boekie saamgesmeer, wat ook 'n mark toegang vir die boer gegee het om internasionaal in te beweeg. Ons moet dalk nou nog net aan die veekant kyk ook. En dit was so interessant dat ek hierdie ding gesien het, dat die boere sê, hulle gaan vergelyk en goed. Maar die heel laaste stukkie wat hy sê, op die einde van die dag, weet hy dat almal in die wêreld maak op die geld. So. En ek dink as ons gaan kyk, en ons kan al hierdie goed in plek kry, dan is ons eintlik op 'n baie suksesvolle eiland hier in Suid-Afrika. Ons is nie uniek nie, ons speel net saam met wat in die wêreld ook gebeur. In terme van ons winsgewendheid, ons koste styg. Ek het net hier 'n bietjie 'n grafiek ingebring weer van die veekant af. Ons kan sien hoe die insetkoste en goed ons veevoere beïnvloed. Alles styg, alles raak duurder, so ons gaan nie wegkom daarmee nie. Dit beteken net op die einde van die dag dat ons baie meer doeltreffend kan wees. Ons is gewoond om te gaan kyk na die samestelling van hoe lyk ons saai-uitgawes. Ons weet kunsmis brandstof en saad maak 'n groot komponent daarvan. Maar as ons bietjie na die veekant toe gaan kyk, kan ons ook daar gaan kyk. Ons bemarkingskoste, hoe groot rol speel dit daar, en dan ook die vaste koste komponent, hoe groot rol speel dit. Dis ook een van die goed, hoekom ons julle sal hoor, ons sê altyd, jy kan nooit saaiskuld met vee terugbetaal nie. En jy moet nie besluit, jy gaan net 'n veeboerdery hê, as jy kom skuld het wat jy moet betaal nie. Want haar vaste komponent raak te groot vir die veeboerdery om sy eie te hanteer. En hy kan dit nie uitbetaal nie. So, kyk maar net, as jy na 'n suiwer veeboerdery te beweeg, maak net seker dat die veeboerdery ook jou skuld kan hanteer wat in die boerdery is. In terme van ons wins op die vleisbeeste, ten spyte van die lae pryse en goed, maak ons nog steeds so 50% marges op ons direkte kostes op ons veeboerderye. Die pryse is laag op die oomblik, maar as ons gaan kyk na die historiese tendens van die pryse, dan volg die tendens wat plaasvind in die praktyk oor die laaste 5 of 6 jaar. Saam met hoë mielieprys en lae vleisprys, en dan weer 'n keer soos ek sê, as ons gaan kyk na die internasionale syfers, is dit dieselfde tendens. Gaan kyk ons bietjie na die graan. Ek het nou nie die detail hier uitgesit nie. As jy net gaan kyk, as ons gaan mielies plant, enigiets hier van R5.000 af, dit is ons direkte kostes. Wat ek net vir julle moet sê, in my syfers is verskansingsskoste vir graan ingesluit. Van omtrent, as dit ons vinnig dink, plus munisie by R300 per hektaar, wat ingesluit is in daai syfer. In terme van ons prys, kan julle sien, daar is geld in graan vir hierdie jaar wat voor lê, mits jy die opbrengs gaan kry, en mits jy die regte prys gaan kry. So, ek weet daar is pryse wat al beskikbaar is vir volgende jaar in die mark, en ek het al gehoor die graanverkrygers praat daaroor, so praat met hulle, en kyk, as jy al kan begin om iets te doen vir volgende jaar, en jy kan begin om van jou direkte insetkostes te verskans met 'n goeie prys, kyk daarna en maak gebruik van die geleenthede. In terme van ons organisasie, julle gaan net nou as julle uitgaan na die demonstrasies toe, gaan julle bietjie na verskillende praktyke en goed gaan kyk. Die washoor wat op die oomblik rondloop ook gaan oor die verminderde bewerking, en almal vra verminderde bewerking, is dit nie die antwoord nie. Daar gaan gepraat word daaroor. Ek het net saamgebring, ek dink maak nie saak wat jy doen nie. Jy moet na jou organisasiebeplanning gaan kyk, en jy moet gaan kyk, is ek doeltreffend met dit wat ek doen. Een van die goed wat ons ook sê is, jy moet jou kostes gaan bestuur sonder om jou produksie
benadeel. So jy moet gaan kyk, is dit wat ek mekanisasie gewys doen, regtig effektief genoeg vir die boerdery waarmee ek werk? In terme van ons brandstof en verminderde bewerking, die ding wat mense ook altyd sê, dis goedkoper om verminderde bewerking te doen, en uit twee kante toe ek 'n ja antwoord en 'n nee antwoord. Aan die ja kant gaan jy op jou kapitale goed, gaan jy spaar en op jou vaste koste komponent van die boerdery gaan jy spaar. Maar op jou direkte kant van jou boerdery, jou insigte, is verminderde bewerking eintlik duurder as wat die konvensionele bewerking is. Net in terme van brandstof, ons praat hierso van so 70 na 80, 90 liter wat ons op konvensioneel gebruik. En verminderde bewerking gaan ons af hier na 40, 50 liter toe. En aggeneem dat ons 25 liter vir stroopaksies en goed ook ingebring het in ons totale som op die grafiek. So brandstofgewys, ja, jy gaan spaar as jy jou praktyk en goed gaan aanpas. Maar kyk dan net aan jou ander kant, aan jou gifkant, gaan dit dalk nie dieselfde antwoord wees nie. Net in terme weer van mekanisasie se kant is dit baie belangrik dat jy die regte implement, die regte bewerking en die regte trekker bymekaar gaan sit. En ek dink dis ook iets wat julle dalk vandag sal gaan sien. Hierdie is net 'n teoretiese voorbeeld, so asseblief moenie my daaroor skreisig nie. Maar wat ek net probeer doen is, as jy gaan kyk en jy gaan dink, okay, as ek dalk 'n groter trekker kan gebruik met 'n ripper wat ek het, is daai ripper en daai trekker saam regtig effektief en gaan ek brandstof spaar op die einde van die dag of gaan ek my dieder kos? Gaan ek tyd bespaar op my bewerkings of gaan ek nie tyd bespaar daarmee? En ek dink is 'n tipe som wat elke boer moet gaan doen wanneer hy sy beplanning en goed ook gaan doen in terme van mekanisasie ook, dat hy net na hierdie tipe goed ook gaan kyk. Net in terme van die brandstof en die gif saam, as jy gaan kyk, het ek die konvensionele bewerking gevat vir 'n boerdery in hierdie omgewing en laat ek die verminderde bewerking gevat. En jy kan kyk as jy na die groot totaal kyk. Dit wat ek spaar op brandstof aan hierdie kant, spandeer ek aan gif aan die ander kant. So, dis hoekom ons sê op verminderde bewerking, jou besparing kom op jou vaste koste komponent in, maar nie op jou direkte insetkostes nie. Net om op te som, as ek wel kan sê, ek dink in terme van ons internasionale boerderye, is ons goed vergelykend met daai boere. Die kostedruk gaan bly, en ek dink dit is maar net, almal ons dit gaan bestuur is, ons moet baie meer doeltreffend kan wees. Ons moet ons vaste kostes gereeld nagaan, ons moet dit bestuur, dis gewoonlik die uitgawe wat met jou weghardloop, en dan, jy moet maar gaan kyk, dat dit wat jy het, as insetkoste, dat dit regtig vir jou boerdery baie effektief is. In terme van ons graanpryse, dit is winsgewend, die pryse is winsgewend op die oomblik, en boere gaan vervanging doen, en hulle moet op die stadium moet hulle begin kyk na vervanging en goed. So as jy dit doen, maak net asseblief seker, dat dit in terme van julle kontantvloei kan werk, en dat julle nie julle boerdery in die voet gaan skiet nie, en dan, wat ek net wil sê saam met dit is, ek wil net so 'n bietjie vir krediet inkom hierso, Johan Olivier van ons financieringsafdeling is hierso, hy sit daar in die middel, maar ons het pakkette en goed beskikbaar wat julle kan help met grondfinansiering, waterfinansiering, konsolidasies, want op die einde van die dag gaan 'n mens moet begin uitbrei om meer effektief en winsgewend te kan wees. En dan, wat het daar net gesê. So dit is wat ek wil sê van my kant af. Ons is van landboudienste se kant af vir julle beskikbaar. Vir enige beplannings en goed wat julle wil doen, ons het 'n